Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Ek gaan vanmôre vir julle gedeelte lees of gedeeltetjies lees uit Psalm 139. Lang Psalm. En my tema is: wat maak ek as ek voel ek wil opgee met die lewe? Wat maak ek? Omdat Dawid in Psalm 139 vers 11 sê: Here, wil nie asseblief dat die duisternis my wegneem nie. Nou in die Ou Testament het dit beteken ek oorweeg om 'n einde te maak aan my lewe. Of ek wil so graag doodgaan. Wil U my nie wegneem nie. So wat maak jy as jy voel die lewe het vir jou te veel geword? Wat maak jy? En daarom lees ek so enkele verse uit Psalm 139. Vir die koorleier van Dawid 'n psalm: Here, U sien dwars deur my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Of U, Here, weet dit wat gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. En dan 'n bietjie verder in Psalm 139. U het my gevorm, aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderbaarlik is U gedagte vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Dan hier aan die einde sê hy: deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Eintlik 'n baie mooi psalm. Die eerste ding wat ek wil sê oor die psalm is, kyk, 'n mens kan baie keer, sê nou maar daar's 'n ongelukstoneel. En daar's 5 of 6 mense wat dit sien gebeur. Dan gaan jy 5 of 6 verskillende persepsies kry. Maar jy soek eintlik die ou wat presies gesien het wat het eintlik gebeur. Hy sien nie net nie. Hy het soort van insig gekry in wat het daar gebeur. En dis gewoonlik by ons so dat jy sien en jy vergeet en jy stap weg. Maar om insig te kry in 'n probleem, dit verg 'n bietjie dinktyd en baie keer bietjie selfondersoek. Wat nie altyd lekker is nie, maar dis absoluut nodig, dis noodsaaklik. So die insig in 'n probleem in my lewe of in die situasie, dis belangrik. Die Rus Yuri Gagarin het destyds in 'n wentelbaan om die aarde gegaan. En toe hy terugkom, het hulle by die perskonferensie vir hom gevra: meneer Gagarin, het jy God ergens gesien? En sy antwoord was ongeveer dit: ek het die hemelliggame gesien. Ek het die onmeetlike, ontelbare sterre gesien. Ek het die maan gesien. Ek het die koepel gesien waarteen die sterre vasgeets is. Maar God, en dan hierdie woorde, ek het nie 'n greintjie van hom gesien nie. En dan sal ek wil sê, meneer Gagarin, weet jy maar net, het jy maar net geweet,
dat God die skepper is van die wonderlike ruimtes waarin jy gery het en wat jy gesien het. Dan kry jy insig in wat jy gesien het. Psalm 139 is 'n psalm van Dawid. Nou, Dawid het 'n paar keer in sy lewe deur baie moeilike tyd gegaan. Ons lees ook in Psalm 56 dat Dawid vlug vir sy seun Absalom, wat nou daar by die stadspoorte die mense omgekoop het met soene. En nou vlug hy vir Absalom. En vir sy eie mense wat Absalom bymekaar gemaak het, hulle wil hom doodmaak. Op 'n stadium vlug Dawid die woestyn in en dan gaan hy na die Filistyne, die vyand, na die dorpie Gat. En daar wil hy soort van anoniem skuil. Maar die mense herken hom aan sy swaard, waarmee hy Goliat se kop afgekap het. En dan wil die mense hom doodmaak. En Dawid weet nie wat te doen en hy is heen en weer in die stad en hy is naderhand by die stadspoorte, want hy het opdrag gekry, sluit die stadspoorte, die man is hier binne. Dan krap hy met sy naels die deure, want hy wil uitkom. Hy wil ontsnap. En op die ouend is dit koning Agas wat sê, maak op die poorte, die man is mal, wat hy uitgaan. Hier in Psalm 139, lees ons vers 11, soos ek in die begin gesê het, dat Dawid voel die lewe is te veel. Hy kan sy eie situasie en omstandighede nie hanteer nie. Daarom vra Here, wil U nie help dat die duisternis my wegneem nie. Hy voel hy het gekom aan die einde van sy lewe. Nou die pastorale sielkundige Collins skryf nogal hierdie interessante goed. Hy sê jy kry eerstens 'n passiewe aanvaarding van jou situasie. Dit is nou die dag wanneer jy besef, my hare val nou bietjie uit. Maar jy kan niks aan doen nie. Dis nou maar so. Nou, daar is deesdae ouens wat iets daaraan doen, sien ek, en die cricketspelers en so, maar meestal kan nie niks aan doen nie. Dis passiewe aanvaarding. Jy aanvaar eenvoudig, dis nou maar die ding. Ja, natuurlik, as dit 'n ernstiger probleem is, dan kan jy nou met God bietjie worstel en sê, Here, maar as dit nou regtig nodig dat die situasie oor my pad kom en so aan, en jy kan op jou knieë gaan, soos Job en Jesaja en al hierdie ouens en Paulus wat met die Here geworstel het, ja, jy kan dit doen. Maar met hare in jou kop is dit 'n passiewe aanvaarding, dis nou maar so, aanvaar dit maar, en kom oor dit. Dan kry jy aktiewe aanvaarding. Aktiewe aanvaarding. Jy is byvoorbeeld oorgewig. Jy kan iets aan doen. Dit gaan jou 'n bietjie vasbyt kos en dit gaan 'n bietjie oefening kos en regte dieet en jy gaan die lekker goedjies bietjie moet los. Maar dis aktiewe aanvaarding. Jy doen iets aan die punt van hierdie oorgewig want jy besef dit is tot nadeel van jou. Dit kan jou gesondheid skaad. Dis aktiewe aanvaarding. Die derde ding wat hy sê, jy kry aangeleerde hulpeloosheid. Dis nou daai teks wat Paulus in Romeine 7 vers 19 sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Nou daar's baie ouens wat die teks gebruik om sê, sien jy, ek het nou maar goeders gedoen, dis maar soos Paulus jong, ek wil eintlik die goeie goed doen, maar nou doen ek hierdie slegte goed. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Paulus het 'n intense begeerte om die goeie te doen en reg voor God te leef, maar dan gebeur daar goed. Daarom glo ek nogal die doring in die vlees vir Paulus was juist dit. Hy wil die goeie doen, maar dan doen hy soms die slegte. Wat Paulus egter doen, en dit lees ons in die Filippense brief, wat Paulus egter doen, Filippense 4 vers 7 sê dit ook mooi, hy neem beheer oor sy lewe. Hy sien, maar hy kom tot insig. En hy neem beheer oor sy lewe. En as hy beheer oor sy lewe neem, dan sal hy onder andere hierdie teks seker aandink,
Psalm 139. Ek is breekbaar en ek is broos en ek is feilbaar, maar God weet dit. Karl Barth, die groot teoloog, het gesê, God het 'n gesig na onder. Hy het 'n gesig na onder. Hy sien my in my hulpeloosheid, in my broosheid. Maar nou goed, hoe kom jy dan tot insig? Wel, een van die dinge in hierdie Psalm is, dat jy met God in 'n worsteling betrokke raak. Ek glo nie aan die woordjie berusting. Ek dink nie dit is 'n Christelike woord in Bybels nie. Maar worsteling met God, dat jy op die ouend kom tot aanvaarding, ja, dit verstaan ek. En dan op die volgende stap, as jy by hierdie ding kom, dat jy 'n probleem wil verwerk, en dat jy wil nadink oor jou lewe en die krisis waarin jy is, en krisisse wat jou getref het, is worsteling belangrik. Maar die tweede ding is, jy moet jouself bietjie evalueer. Jy moet maar kyk, wat is jou sterkpunte en swakpunte, en kyk of, wat gaan ek maak om die situasie te oorkom. Jy moet met ander woorde insig bekom in jou probleem. En dan moet jy kyk of jy dit kan hanteer. En as jy dit nie kan hanteer nie, kan jy dalk hulp en raad kry om dit te hanteer. En hoe gaan ek dit hanteer? En hoe gouer hoe beter. En dan, as jy dit verstaan, dan gaan jy oor tot aksie. En as jy oorgaan tot aksie, dan, soos Calvin gesê het, dan sal jy die goeie begin doen, dan sal jy begin insien, dan verstaan jy, wat is die probleem. Jy kan iets aan doen, jy kan het verbeter. En as jy sien, dat jy het misluk in 'n situasie, dan moet jy weet, dit is nie die einde van die wêreld nie. Edison, wat die gloeilampe ontwerp het, dink ek het 77 keer geval, voordat hy die gloeilamp ontwerp het. Ja, en hy het klomp ander goeders ook ontdek. Maar hy het 77 keer geval, voordat hy die gloeilamp, die liggie laat aangaan het. So mislukkings is ook ongelukkig deel van die lewe. Die Amerikaanse president van destyds, Roosevelt, het gesê, as jy aan die einde van 'n maand kom in 'n jaar en jy het nie misluk nie, dan het jy nie probeer nie. Dan het jy nie probeer nie. Onthou nou maar, dis nooit lekker om te verloor nie, behalwe gewig. Maar dis nooit lekker om te verloor nie. Maar dan is dit wanneer jy moet moed hou, en wanneer jy moet vasbyt. Ek dink in Galasiërs 5:22 is een van die vrugte van die Gees, is vasbyt, volharding. Daar in Hebreërs 11 lees ons ook, julle moet volhard, vasbyt, aanhou, uithou. Moenie net opgee met die lewe nie. Ek lees die mooi storie van Clint Eastwood. Ek het 89 geword op die Saterdag, en toe vra hulle vir hom, what are you going to do on Monday? So, well, I start shooting a new movie. Toe sê hulle, jy weet waar gaan jy heen? Toe sê, I never let the old man in. En dit is so mooi, né? Want ek lewe nog. En as ek lewe, dan hou ek nie op lewe nie. Ek carpe diem, ek gryp die dag. Maak die beste daarvan. Nog 'n ding wat belangrik is in 'n mens se lewe, dink ek, is humor. Humor is verskriklik belangrik. Want dit skei endorfine af. Wat goed is vir jou gemoed. Wat goed is vir jou lewensuitkyk. En dis die volgende ding wat ek wil sê, 'n mens se lewensuitkyk is inderdaad baie belangrik. En hier sê Dawid vir ons iets van die lewensuitkyk. Hy sê, Here, U
sien dwars deur my. U weet, wanneer ek sit en ek opstaan en ek staan, u deurgrond my, u ken my deur en deur. Ek het net gesê, Karl Barth sê, u sien af onder toe. Nie herhalend nie, maar in die sin van, God ken my. Hy ken my einde en my amen. Hy ken my begin en my einde. Hy is met al my baie goed bekend. Dis die wonderlike ding. Here, u ken my. Ja, en al sal my gemoedstemming dan in my tye afraak, en ek down in 'n dumps raak, dan weet ek, die Here weet dit ook. En ek kan op sy skouer gaan leun, en ek kan op sy skoot gaan sit, en my hart teenoor hom oopmaak, wat hy bydien weet. Maar net om dit te verwoord voor God, is belangrik, is absoluut noodsaaklik, is so nodig. Here, u ken my. Ek kan nie meer met hierdie situasie aangaan nie. Here, ergens moet daar nou 'n uitkoms en 'n oplossing vir my kom, asseblief, Here. En voor God kom ek tot 'n eerlike selfondersoek, omdat God alles vir my weet. Ek hoef nie iets weg te steek nie. Ek kan my hart voor hom uitstort. Want voor God ontdek ek eintlik iets meer van myself. Want dit is 'n eerlike selfondersoek. En ek kom tot insig. En dit is so nodig dat ek en jy tot insig kom van onsself. Dat ek myself verstaan. Dat ek sal weet waar is my tekortkominge. Dat ek sal weet waar skiet ek tekort. En dit voor die Here se voete neerlê. Want God is nie 'n God wat verwyd nie. Hy is nie die hoofspeler van die wêreld nie. Hy is 'n Vader wat jou wil omarm en teen jou vasdruk. En sê, my kind, ek het jou lief en ek sal altyd daar vir jou wees. Dis insien, dis insig en nie net sien nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n God van liefde is, wat omgee, wat vir ons lief het, grensloos, wat ons ken van binne en van buite. Dankie dat U ons Vader is, en dat ons so God het. Ek bid vir hulle in die gemeente ook, Here, wat swaar kry, so Stoffel, wat elke dag sy suster en sy vroukie Adele moet besoek, dat U ook vir hom krag sal gee van dag tot dag, ook in sy gesondheid. Dink aan Grieta wat kanker het, wat so duiselig is, die met haar sal wees en Koenie. Dan die Susan, Esterhuisen, dat U met haar sal wees in haar gesondheid. Sy is altyd blymoedig, maar gee vir haar krag en gesondheid asseblief. Here, ek bid ook vir baie ander wat so sukkel tussen die grense van einde en amen. Ek dink aan Koos Barkhuisen, dat U vir hom sal help, dat hy al sterker en sterker sal word in sy gesondheid. Dat dit al beter sal gaan. Want Here, dit is U wat ook in ons liggame werk. Ek vra Here dat U ook sal wees met so baie mense wat eensaam is. Mense wat sukkel met die lewe, wat dit sien as 'n opdraande pad. En ja, die lewe is nie maklik nie. Maar ons bid Here dat U sal krag gee. Ek dink aan 'n ma en haar seun wat deur baie moeilike tyd gaan en elke dag gekonfronteer word met die werklikheid.
dat U julle styf sal vashou en dat U julle sal dra. Want Here, ek weet hulle vertrou op U. En by U is daar hoop. Here, wil U ook met ons wees in vandag en die res van die week, dat in ons deel van ons lewe sal wees om insig te bekom, om 'n worsteling met U te hê oor 'n probleem, om humor te hê, om onsself te evalueer, om insig te bekom, sodat ons kan leef en voluit leef en nie net bestaan nie. Geef vir ons die krag en die wysheid daartoe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, wat ons Vader is, en die Heilige Gees wat in ons werk, sodat ons krag sal hê vir vandag en môre. Amen. Mag dit 'n baie mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van julle wees. Totsiens.